So saam in die teenwoordigheid van die naam Jesus. En jy moet dit net besef dat dit bly nie agter wanneer jy by die deur uitstap nie. Jesus gaan saam met jou, die saam gaan saam met jou. Die anointing gaan saam met jou om te beskik in die wêreld. Ek wil vanmôre met jou praat oor my eerste liefde. Nou, ons gaan so 'n bietjie in die vlees in. Onthou dat eerste gevoel van verlief wees, nee. Ek gaan nou nie vir Gideon vra nie. Maar almal van julle onthou dat eerste keer toe iemand ontmoet het dat jou hart so geraak het. Jy het geweet, dis my mens daai, dis my persoon. Nee, ek praat nie van daai liefde nie. Ek praat van die dag wat jy Jesus Christus aangeneem het, wat jou lewe verander het met wedergeboorte. Want jy kan biologies gebore wees, maar as jy nooit wedergeboorte ervaar nie, gaan jy nooit eendag face to face staan met die koning van die konings. Ek kan met jou daarop praat vanmôre. Want die Here het vir my gewys dat daar is soveel van ons, net in hierdie gemeente, in die Here wêreld, in die kerk van die Here, wat hulle eerste liefde verlaat het. Nie verloor het nie, verlaat het, met 'n keuse, om weg te stap van die eerste oomblik af. Lees saam met my, Openbaring 2 van vers 4 tot 7. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie.
Wat is bekering? Bekering is daai oomblik in my lewe, en as ek vir elkeen van u vra om julle storie vir my te vertel, weet ek, jy kan vir my kan sê, so daar was 'n dag en 'n tyd en 'n datum, waar ek geweet het, ek moet my hart vir die Here gee. Dis bekering. Maar weet jy, die wonder van bekering vind eintlik eers na bekering plaas. Want wanneer jy jou hart vir die Here gee, en jy draai weg van die lewe wat jy gehad het, begin die Heilige Gees van binnekant af van jou te verander. En mense gaan partykeer vir jou kom sê, jy lyk anders. Jy doen anders. Jy praat anders. Jy luister nie meer na God nie. Dit is bekering. Wanneer jy wegdraai van die wêreld en jou lewe vat na die kruis en jou fokus moet op die kruis wees. Nou gebeur dit dan, wat maak dit ons eerste liefde voor? Want die eerste keer wat die Here jou siel gered het, sjoe, jy kon berge verskud. Kan ek 'n amen kry? Daar was 'n vuur in jou. Jy kon net iemand gesoek het om voor te gaan bid. En iemand om te gaan vertel, hoe ek het my hart vir die Here gegee, ek is 'n nuwe mens. Ek is nie meer 'n ou persoon nie. En mense het gesê, ag, as om met jou niks te doen nie, want jy doen nie ons goed te saam en sê, ek gee nie om, of jy met my iets te doen wil hê nie, maar Jesus Christus het ek aangeneem en God is my Vader. Daai boldness, daai vurigheid, daai passie vir die Here, dit het so 'n bietjie weggeraak langs die pad. Laat ons begin belangstel in ander dinge. Die volgende vers asseblief, Matilda. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nicolaïe haat, wat ek ook haat. Wie stel mense? Dit is predikers wat in gemeentes ingegaan het en mense uitgebuit het vir hulle self. Jy moes geld per leer ingooi voor jy in die kerk kan inkom. Jy moes 'n sekere tiende in offergawe gee, anders dan gaan jy in die hemel toe gaan. Die hele daai lering versprei, dis nie waarheid nie. Jy moet wedergebore wees om Jesus Christus te kan sien. Jy moet wedergebore wees om geloofsekerheid te hê. Jy moet wedergebore wees om te sê, as ek sterf vandag, gaan ek na Jesus toe. Anders gaan ek na die tweede dood toe, wat die ewige dood is, die hel, waar ek nooit meer vir Jesus gesien het. Dis dan te laat. Ek kan nie weer terugbuit daarvan af. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees van die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys is. Onthou jy die paradys? Die Vader gesê, jy mag nie van daai boom van lewe eet nie. En die vyand het gesê, did God really? En jy van die vrug gepluk, en sy het hom geëet. Maar hy sê, die vir ons wat oorwin, en dan wanneer ons by Jesus kom, dan gaan ons na die boom van die lewe toe vat, en dan kan ons maar eet. Want ons het die stryd gestry en ons het oorwin. Maar ek wil vanmôre vir jou 'n bietjie meer praat oor Matteus 25 vers 13. 'n baie bekende gedeelte in die Bybel oor die 5 dwaase en die 5 wase maagde. Ons gaan daaroor praat. Dan sal die koninkryk van die hemel wees, soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. In vers 1 wil ek gou weer stil staan. Die 10 spreek van volmaak. Waarna hierdie 10 maagde wys is ons wat vandag hier sit, die kinders van die Here. Ons moet hom geestelik sien. Dis ons wat hier sit. Ons is die bruidegom, is Jesus Christus wat gaan kom, die kerk, of die liggaam, ons is die bruid. Wat moet gereed maak om die bruidegom te ontmoet. Die volgende vers asseblief, Matilda. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom tel om te kom, het hulle almal vaak geword en hy slaap geraak. Wat beteken daai gedeelte? Hulle het nie olie saamgeneem nie. Dit verwys na die Heilige Gees. Daar is 2 werke van die Heilige Gees. Die een is wanneer jy tot bekering kom, dan woon die Heilige Gees in jou. Die tweede werk is die werk waar die Here vir die disippels gesê het, gaan wag in Jerusalem tot julle krag ontvang van die Heilige Gees en dan sal julle my getuie wees. Maar hoe kan ons olie opraak? Ons olie kan opraak deur verskeie dinge wat gebeur, broers en susters. Die belangrikste, daar is nie 'n intieme verhouding tussen ons en die Here nie. Dis die belangrike ding van bekering. Eers wat jy moet besef, hier, tussen my hand en my lyf, is God se plek, niemand mag daar inkom nie. En ek moet seker maak, dat ek elke dag van my lewe met hom praat en in 'n gesprek met hom voer.
Nou die meeste van julle gaan my sê, nou wanneer kry ek tyd om te leer, wanneer kry ek om te werk, wanneer kry ek om skool te speel? Terwyl jy besig is met die dinge doen, maar kan jy nog altyd met die Here praat. Dis 'n 24 uur verbinde koneksie. Daar is die Eskom krag wat opraak. Daar is die drade wat gesny kan word, en sal jy dit self sny. Daar is 'n koneksie, daar is 'n tyd, daar is altyd hierdie verbinding tussen my en die Here, waar ek stap en wat ek doen. Want dit help my om gereed te kom vir wanneer die bruidegom kom. Want ons ken nie die dag en die tyd en die uur nie. Vir Christo het die Here gekom. En Christo kom al. Dit was sy tyd gewees om te gaan. Hy is veilig na die hom. Maar ek en jy wat hier sit. Ons tyd is nog nie om nie. Ons weet nie of ons tyd al vanaand gaan wees nie. Ons weet nie of ons mekaar volgende Sondag gaan sien nie. Daarom moet ek seker hê dat met olie in my lamp wees elke dag om gereed te wees as die bruidegom my kom haal. En met olie gereed te kry moet ek elke dag sê, Here, kyk na my hart. Laat ek my eie hart beoordeel. Wys vir my wat tussen my en ingekom het, Here, dat ons dit kan verwyder. Ek moet my Bybel vat en ek moet lees elke dag en die woord moet vir my nuut word en mooi word en God moet met my praat. Ek moet daai gebedstyd spandeer met die Here en ek moet sê, Here, asseblief, ek het net 2 minute om af te knyp, maar ek luister gou na wat hy vir my wil sê. Dis my so mooi, een van die besigste pastore in die streek wat ek ken, kom nou dag met my toe, hy sê vir my, pastoor Elise, die belangrikste ding in my lewe het geword, nie meer al die vure wat ek tussen die gemeentelede moet doodslaan nie, nie al die papierwerk wat ek moet doen nie, nie al die tyd om preke voor te berei nie, maar die tyd om stil te word en te hoor wat die Here van my sê. Hy sê, want die tyd wat ek stil word, maak dat ek Sondagoggend agter die preekstoel kan gaan staan. En ek wil vir u sê, dit is die belangrikste tyd in elkeen van ons se lewe. Daar moet 'n plek in jou dag wees wat jy die volgende doen. Maar as daar olie in my lamp is nie, wat ek by wedergeboorte gekry en aan gewerk het nie, gaan ek nie saamgaan. Die dwaase maagde het buite die heerskappy van die Heilige Gees begin lewe. Hulle begin meer godsdienstig raak. Hulle begin meer om ander goed te doen. Hulle het meer besig geraak met die dinge van die Here, nie met die Here van die dinge nie. Olie moet aan die brand bly, deur gebed, Bybel lees en stil raak met God. En vanmôre het jy miskien bietjie ingestap in die volle oliekan. Ek dink is 'n bietjie laag, maar toe ons môre sing Jehovah, Messiah, jy moet die naam Jesus hoor, te begin daar oor die brand in jou, want dit is wat jou aan die gang gaan hou tot hy jou kom haal. Jy kan nie sonder dit nie, broer en suster. Nie 'n dag nie. Die 5 het gesê, ons vat vir ons olie saam. Ons gaan 'n punt daarvan maak, dat wanneer die bruidegom kom, dan kan ons vars olie ingooi, en vat ons lampies, en ons stap die bruidegom tegemoet.
En dan sien hy, hoe brand ons lampies vir hom. Nie vir mense nie, vir hom. Hulle was verstandig, en wat doen die dwaase toe? Die dwaas sê, gee vir ons van julle olie. Hulle sê, nee, jy is verantwoordelik vir jou eie olie. Jy kan nie iemand anders se olie vat nie. Jy kan nie iemand anders olie gebruik om Jesus toe te gaan nie. Dis jy en God en jy. Waar is jou olie vanmorgen? Bruidegom het gekom. Die dwaas het gesê, ons het nie olie nie. Die ander sê, nee wat, los maar. Wat die versie trek ons nou met tot op? Vers 6, en middernag was daar 'n groep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. Volgende een met hulle. En die wat dwaas was, sê nie verstandig is, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Sien nie, ek praat met die Bybel uit, kan jy sien? Want dit wat ons lees, kom uit die woord van God uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Vir jouself verantwoordelik. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Besef jy skrikwekkendheid van daai oomblik. As jou olie nie aan die brand is nie, as jy nie die olie ontvang het by wedergeboorte nie, en die bruidegom kom haal die wat die olie het, dan sluit hy die deur. En niemand kan daar inkom. Jy kan nog laat vir kerk kom en niemand gaan iets sê nie. Jy kan laat by die skool kom en die meneer gaan raas. Jy kan laat wees vir enigiets in jou lewe. Maar as die bruidegom daai deur gesluit het, is dit te laat. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom. Is daar enigiemand wat voor my sit wat daai tyd weet? Nee. Daar is hoeveel mense wat ek sê, maar dit gebeur nooit nie, want dit is verkeerd. Maar die woord sê vir ons, die dag en die uur weet ons dit nie. Nie eers Jesus weet dit, nie die Vader weet dit. Maar ons moet gereed wees op 'n daaglikse basis. Is jy gereed? As hy jou vandag kom haal, is daar olie in jou lampie? Is daar woord op jou hart? Is daar 'n vers in jou gedagtes wat jy die vyand kan sê, skryf? Daar sit vandag miljoene mense in kerke wat dienste bywoon, maar nog nooit vir Jesus as verlosser aangeneem het. Jy kan so goed wees as wat jy wil, jy kan soveel dienste bywoon as wat jy wil, maar as jy nie op 'n dag gekom het en gesê, word die koning van my hart nie, it ain't happening. Die tye dat ons moet stil raak voor die Here, moet meer word nie, minder. Die tye wat ons onsself beoordeel en sê, Here is my saak met die reg, moet 'n daaglikse dissipline word. Die tye wat ons Bybel uithaal en lees en sê, praat met my, dan praat hy met jou omdat jy die olie het, by wedergeboorte. Ek gaan weer vir die sing, en ek wil hê, jy kan saam met my sing, of jy moet daar waar jy is, vir jouself besluit, is jou saak reg, as die Here vanmôre kom, hoe lyk daai lampie? Het jy nie olie saamgevat nie? Is jy besig? Vra vir jouself, waarmee is ek besig dat my lampie nie gereed is nie? Waarmee is ek besig? Want om jou lampie gereed te kry, moet jy eers die dinge waarmee jy besig is aflê, sodat jy weer by die Here kan uitkom. Keep
Ons gaan wees en dan moet jy net vra om jou voete te staan en jou saak met God reg te maak. Moenie omgee vir wat mense gaan sê of jy gaan my sien. Maak jy seker jy is reg. Maar dit kan dalk jou laaste kans wees vandag. Keep me on in my land, keep me burning. Hier is daar wat wil staan. Familie, hierdie is 'n ernstige oomblik. As jy sê, Here, kyk ek my olie reg, as ek het al baie in my lewe gedoen. Dan sê ek, Here, ek wil net seker maak. En ek wil nie agterbly. As ek een langs my kom haal nie. Ek wil saam gaan, Here. Ek wil by U na U toe gaan. Ek wil deel wees van die koninkryk van God. Ek wil daar instaan. Ek wil by U staan. Ek wil saam met U gemeenskap hê. Ek wil met U gesels. Ek wil stap in daai tuin waar U is. Ek wil luister na die stroompies water. Ek wil 'n goue strate sien oor my. Ek wil my verheerlik voor die Here. Ek wil daar voor die troon van God gaan staan waar die engele sê, heilig, heilig, heilig. I want to be there. I don't want to be set apart and sit down and never be there. Want wanneer ek dood is dit vir my te laat. Ek wil vra dat elkeen wat staan vanmôre, wat die bestuursraadslede en Marlo en Shanay, dat julle vir my net langs staan, net langs iemand, sit net hand op skouer. Moenie vir hulle bid nie, staan net langs hulle. Maak net seker daar's langs iemand langs. Dankie, Shanay, kan jy vir ons help? Veronica, kan jy vir ons help asseblief? Staan net langs iemand. Ursula, jy nie man, as jy vir ons kan help, net by iemand, sit net 'n hand op 'n skouer. Dis al wat die mense vra. Net iemand wat sê, ek gee ook om. Ek gee ook om. Jy is nie alleen nie, ek gee ook om. Montrey, sal jy en Sian maar die kommentaar gaan staan. Sit net julle hande op hulle asseblief. Hierdie voorsorging staan net hulle asseblief. En dan vanmôre wanneer jy daar staan, ek gaan 'n gebed doen. En as jou saak met God nie reg is vanmôre nie, of jy nou in die banke sit, of jy regop staan, maar as jy die gebed agter my aan sê, hulle noem dit die sondaarsgebed, daar is geen oorwinning in die gebed nie. Die oorwinning is in die naam van Jesus. Maar ek gaan jou nooi om dit saam met my te bid, want as jy dit saam met my bid en jy is opreg in jou hart voor die Here vanmôre, dan maak hy vanmôre jou saak met hom skoon. Kan ek die vrou saam met bid? Kom ons bid saam. Bid agter my aan. Hemelse Vader, ek kom na U toe vanmôre in die naam van Jesus. Ek bely, Here, dat ek gesondig het en dat ek die vergifnis nodig het. Ek vra, Vader, was my vanoggend in die bloed van die Lam. Skryf my naam in die boek van die lewe. Dankie dat ek nou 'n seun of 'n dogter van die lewende God is. Ek bely met my mond, ek glo met my ore, ek hoor met my ore, ek
dat ek gered is en vrygekoop is deur die bloed van die lam. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ek bid vir die Hemelvader, baie dankie vanmôre vir elke persoon wat vanmôre hulle saak met God reggemaak het. Nou vra ek Heilige Gees, U wat nou woon in hulle binneste, begin werk met daai stil, sagte stem van U. Begin verander dit wat U wil verander, nie wat mense wil verander nie. Begin hulle volmaak van die olie, van die Heilige Gees, sodat hulle kan gereed is as die bruidegom in die nag by ons aankom. Here, dat ons elke oggend sal opstaan, elke persoon wat U gered het, elke persoon wat U gevat het vanmôre, Here, elke persoon wat gesê het, ek neem Jesus aan, dat hulle vandag af nuut sal lewe, 'n ander lewe sal hê. Dat is al gesê, dis die moeite werd om die Here te dien. Daar is niks beter as dit nie. Ons loof U vir vanoggend, Here. Ons loof vir elke siel wat vanmôre in die hemel ingaan het. Here, ek glo hierdie engele wat ons van gesin het, juig in die hemel nou, want iemand het huis toe gekom en gesê, ek is ook nou 'n kind van die lewende God. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Terwyl jy so staan, kom die musikante kom help my. Ons gaan bietjie sing nou vanmôre. Nou gaan ons